Jy is geskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en op kanaal 144 op Kyknet. Ek gaan ongelooflike, asemrowende Afrikaans gebruik nou. Ek gaan nie met taal meng nie. Ek weet een van die ander omroepers het vroeër die woord awesome gebruik. Dis -3 punte. Want professor Irma Elof is saam met ons en ook die voorsitter van die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns oor internasionale moedertaaldag. Baie welkom, prof. Baie dankie. So vroeg in die oggend. Wat is prof se gunsteling Afrikaanse woord? Kom ons begin so met daar. Lekker natuurlik. O, lekker. Ja. Sjoe. Is dit lekker natuurlik met 'n koppelteken? Nee, net lekker, ja. Net voor ons nou, ek het nou deur die CV gegaan. Dis 'n enorme CV. Ongelooflik, maar net 'n bietjie agtergrond van prof self. Waar het ons begin die akademie en net waar prof tans is? Ek het sals op die raad van die akademie so die afgelope 10 jaar en ek kan myself baie lekker vereenselwig met die werk van die akademie. Dis 'n organisasie wat al meer as 100 jaar oud is. En ek dink hulle het wonderlike werk gedoen vir die bevordering van Afrikaans binne die wetenskappe, maar ook binne die kunste in Suid-Afrika. So dit is 'n lekker dinamiese veld om binne te kan. En veral soos die Hertzogprys, ek het groot geword met dit en mense besef nie hoe oud die organisasie nie. Hoe en dan in die akademie waar daai liefde begin? Ek is by die Universiteit van Pretoria as ek professor in opvoedkundige sielkunde. Ek het maar altyd 'n aanklank gehad vir die wêreld van die universiteit, want dit is 'n wêreld met studente en dit is 'n wêreld waar ons kan lees en dink en skryf en allerlei idees probeer verkwansel aan ons studente en dan kan hulle dit uitmekaar uittrek en ons kan weer bietjie verder dink daaroor. As mens nou die woord moedertaal sê, dan is dis amper soos grond. Afrikaans en grond is een in dieselfde ding. Ons het nou vanoggend oor grond gepraat, maar dat mense is geweldig emosioneel, sentimenteel oor taal. Dit is al vir die laaste 20 jaar 'n geweldige kwessie in ons land. Maar iets soos moedertaal. Hoekom is dit so belangrik? Net 'n vinnige, miskien 'n definisie. En ek wil baie graag oor ouderdomme gesels in terme van skool. Ek weet wanneer is dit die belangrikste? Maar kom ons begin die woord moedertaal. Ek dink dit is belangrik om te besef dat Moedertaaldag vandag nie net in Suid-Afrika is nie, dis letterlik wêreldwyd dat dit gevier word. En as ons nou kyk op die sosiale media, dis oor die hele wêreld wat mense tweets uitstuur en sê my moedertaal, my moedertaal. Moedertaal dis 'n moeilike ding om te definieer want ons het baie tweetalige huishoudings, meertalige huishoudings. Dis maar die taal wat jy toe jy daai eerste soentjies gekry het, jy jou knieë en nerve afgeval het en jou alfabet geleer het. Dis die taal waarin jy begin leer het en begin konseptualiseer het wat jou moedertaal is. En dan ook nou moedertaal onderrig is dadelik mense en veral met skole. Ons gaan nou daar praat, ons tyd is nou op vir hierdie segment, maar dit is nie so inleidend. Vir nou eers gemaak ons 'n draai in die kombuis. Ek hoop hulle praat ook suiwer Afrikaans en dan speel ek hier 'n Afrikaanse kunstenaar met 'n Engelse liedjie, Joe Foster met Look Away. Welkom by Klein Saterdag in die Groot Kombuis en vandag is ons royaal oosters, want ons gaan 'n vrug en 'n dis hanteer wat oosters is en hierdie vrug is 'n antieke vrug met ontsettend baie waarde en dit is die granaat. So granate is begin in seisoen inkom. So my pa het my so 'n sak granate Saterdag gekoop. Ek is gelukkig. Ek is baie gelukkig en my kollega het van haar ma se boom af vir my granate gebring. So ek weet nie of dit een van die 700 variëteite is nie. Ek dink dis kom hulle verskillend lyk, maar ek gaan julle in die tweede segment leer hoe om hierdie ouetjie se pitte uit te haal. Okay, so wat ons dan doen is ons maak 'n Midde-Oosterse granaat hoenderdis vandag en dit is een van daai klassieke disse waar jy nie baie skottel het nie, want ons het net een pan. Want dit werk vir my. Dis deesdae baie moeilik om min skottel te hê. En jy gaan alles in die oond gooi, so jy hoef nie eintlik daaroor te dink nie. Okay, so kom ons begin. Ek gaan 'n klein marinade sousie maak wat amper soos 'n sticky chicken gaan wees. So ek het bietjie 'n vars gemmer wat jy kan inrasper. Hierdie is 'n oulike ou dingetjie. Ek wil nou net sê daai rasper gaan jou ver bring. Ja, so ek het die gemmertjie geskil en dan dit hier ingegooi. So jy het nie baie gemmer nodig nie. Nee, want hierdie is baie sterk want dit is vars. Dan het ek vars knoffel. Dit kom ons ook sommer so opsit, so reg. En jy maal die knoffel altyd fyn met 'n bietjie sout, nee? Ja, ek het die knoffel fyn gemaak, maar jy kan deesdae kry mens spesifieke oulike bakkies met fyn knoffel, fyn gemmer, chilies en vars borrie. So kyk maar net in die winkels. Ja. Okay, dan het ek hier so soet, dit is die sous.
So 'n halwe koppie. Ek het die warm een gevat, want ek hou van warm goed. Alright. Dan so 60 ml sojasous. Dan hierdie is 'n granaatmolas. So julle sal sien hy's nogal taierig. Dit behoort jy in spesialiteitswinkels te kry of by groot supermarkte. En as jy nie kry nie, vra hulle. Ek dink mense moet 'n bietjie daarvoor soek. So hierdie is bietjie nogal suur. Is dit? Ja, so dit is baie Midde-Oosters. Ja, en dan so typies. knertsie heuning, so 'n teelepel en 'n half. Hierdie kan ook 'n lekker marinade maak, Ja. seker vir enige vleis wat jy wil Definitief. braai of bak. Goed, so hy lyk nou so. En dan gaan ek net my hoender hierin laat lê. So aan, jy kan sê vir ons, ek het botterskorsie opgesny in wiggies. So pak dit sommer so, laat ek net so knertsie olie vir jou oorgooi. En pak dit sommer so op die, daar's hy, op die bakplaat en dan gaan ek hierdie hoendertjies saam met die botterskorsie op die bakplaat sit. En dan gaan ek dit so bak en halfpad deur die proses, as ons nou terugkom, dan gaan ek julle wys, gaan ek dit weer bedruip en dan gaan ons die granaatpitte oorsit. En dan gaan ons dit bedien saam met couscous. So ons kan 'n bietjie oor couscous ook gesels nou. Ja, nou maar couscous want ons is nou terug en dan gaan ons kyk hoe om die groot projek aan te pak van om 'n granaat te ontskil sonder om die pitte enigiets aan te doen. Tot nou. Jy is geskakel op die Groot Ontbyt Groot FM 90.5 en kyk net, jy jou gunsteling Afrikaanse woorde. Hendrik, het jy hulle terugvoer daar vir ons? Ek het heelwat terugvoer, baie dankie daarvoor. Ons kyk vinnig wat aangaan op sosiale media wat Facebook aanbetref. Jou gunsteling Afrikaanse woord sluit dan onder andere in. Ek sien die Landry wat gesê het inderdaad en dan asemrowend en 'n ek kiekie. 'n Wat? 'n ek kiekie is 'n selfie. O, selfie, 'n ek kiekie. Net kiekie is mooi. Barry Bekes, dankie dat jy nie vir ons net fotootjies gestuur het nie, maar ook vir ons gesê het wat jou gunsteling woord is. Konsternasie. Dit is mooi, konsternasie En is dan mooi. sien ek Teresa wat gesê Ek kan het nie asseblief vloek, dis en dankie. Ja, dis net maniere, dis nie mooi nie. Dit is hy wat gesê het braai. So, ja, daar is 'n paar. Jy kan nog steeds vir ons laat weet wat is jou gunsteling Afrikaanse woord op Facebook Groot FM 90.5 en ook op Twitter @grootfm_groot ontbyt. Jou gunsteling woord braai en jou kinders doen is vreet. Op 'n braai heeltyd. Bly inskakel vir jou nuus hoef trekke volgende. Stadig vorentoe. En stop. Kry hoogte. Perfek. Die nuwe Land Cruiser Prado. Daar's hy. Kry jou presies waar jy wil wees. Hierdie maandag, 6:30, wys ek vir jou 'n pretmanier om baie vet te verbrand en fiks te word met my pret kickboxing sessie. Die bekende liedjie-skrywer, musikant en sanger, Joshua Nadireen, gaan ook saam met my oefen en sing. Sien jou maandag aand 6:30, kry daai lyf. In jou hart voor die speelplek. In hierdie week se episode van Elders die Camino besluit ek om vir 'n ruk my selfoon af te skakel tussen die Spaanse dorpies Palas de Rey en Arzúa. Ek vorder tot by 'n heuwel waar ek ou Camino vriende raakloop en die beroemde kathedraal in die verte kan sien. Kyk Elders die Camino Dinsdag 27 Februarie om 5:30 op Kyknet en stap saam. Aftreetyd bied aan ouer mense heelwat geleenthede om te reis. Omdat daar egter versigtig omgegaan moet word met finansies, het met 'n huppel in die stap bekostigbare maniere van reis gaan ondersoek. Daar is interessante inligting hieroor vir 60-plussers in die week se program. Met 'n huppel in die stap, donderdag aande om 6:00. Met trots geborg deur Afbob. Hierdie week in Bravo. Ons gesels kopstukke met Milan Marie oor haar een vrou verhoogstuk weerkaats. Yes! Okay. Yes! Jy's hard. Leer ken Werner Wessels, die man agter Suid-Afrika se suksesvolle skoonheidskoninginne. Mag
maak seker almal lyk fantasties terwyl hulle die wêreld oorneem. En ons hou Makkie by die Suidoosterfees bekendstelling. Dis Bravo, die Sondag 7:30 net op Kyknet. Like my friend, I had a flea and tick problem until I found out about Bravecto. Now, one tasty chew protects me from fleas and ticks for up to 12 weeks. Over the course of a year, that's a lot fewer doses and less worry. Bravecto is available from your local vet or vet shop. No other chew works better for longer. Bravecto, it changed my life. Dis 7:30, ek is Elsa Estreisen en hier volg nuus of trekke. Die EFF dreig om vandag se begrotingsrede in die parlement te boikot indien die minister van Finansies Malusi Gigaba dit sou lewer. Berigte van 'n ligte aardskudding is gisteraand uit dele van Gauteng ontvang en werkers by die Durbanse Universiteit van Tegnologie het gedreig om die instelling tot stilstand te bring nadat sommige werkers se salarisse vir Februarie na bewering met 80% besnoei is. Die volgende volledige bulletin volg om 8:00 vir ons luisteraars. Ons kykers kan môreoggend weer inskakel. Die groot ontbyt vier Nasionale Moedertaaldag en daarom het ons dit goed gedink om met 'n paar laerskoolleerders te gesels en uit te vind wat presies moedertaal is en dalk 'n paar idiome in te gooi. Kom ons begin hier. As ek vir jou moet vra wat is moedertaal, sou jy dit kon antwoord? Nee. Enige een van julle wat graag wil help. As ek sê moedertaal, wat spring eers in daai kop op? Kom ons begin by jou. Dis jou huistaal wat jy by die huis praat en dis Afrikaans. Soos Afrikaans, dit klink vir my na 'n goeie een. Die taal wat jy die meeste praat. Taal wat jy die meeste praat, ek dink dit kan gaan. Die een waar jy met ander woorde die gemaklikste in is, okay? So kom ons toets julle algemene kennis wanneer dit by idiome en gesegdes kom, né? Kom ons probeer. So, wat beteken elke hond kry sy dag? Dit is wanneer soos elke ou het 'n goeie dag en dan party dae slegte dae soos met cricket. Ja, een dag gaan jy uit op jou eerste bal en dan die ander dag slaan die honderd of soos. Hou jy van honde? Ek het nie enige maar ek soek geen, ek hou van honde. So mamma, papa, ons hoop jy het daar geluister. Hy soek graag 'n hond vir sy verjaarsdag. Wat beteken dit om van 'n berg 'n molshoop te maak? Ek dink dit is om van iets groot iets kleins te maak. Soos as mens verjaar, dat mens nie eintlik iets daarvan maak nie. Wat is 'n agie? Ek weet nie. Ek weet wat 'n nuuskierige agie, maar ek weet nie of dit dieselfde ding is nie. Dis 'n oppie wat stout is. As iemand die emmer skop. Is dit nie iemand wat se toon seer is nie? Dis iemand doodgaan. Wat beteken dit as iemand se bloed blou is? Hulle kry koud. Hulle Dis as iemand 'n koning of 'n koningin is. Dis 'n blou bal. Ek was al 'n Mr. Price sport te sien, ek was 'n bal wat sê ons bloed is blou. So vir almal wat nou geluister het, ons kykers het gesien, luisteraars, dit was 'n klomp skoolkinders wat ons bietjie gaan vasvra oor Afrikaans en wat is moedertaal onderrig. Saam met ons in die ateljee professor Irma Elof, voorsitter van die Raad van Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, sit vir hierdie penning gebring, wil jy sê. Die penning, wetenskapspenning vir bevordering van fantastiese hemde en Afrikaanse woorde. Ons praat so vinnig moedertaal. En die groot vraag bly, hoe lank moet 'n kind in Afrikaans skool gaan? Is dit alright? Is dit aanvaarbaar dat jou kind standaard 6 na Engelse skool toe gaan en in Engels swat? Daai julle studeer. Daai julle argument. Hoe langer hoe beter. Is dit? Ja, die navorsing wys dat letterlik elke skooljaar wat daar nog in die moedertaal geleer word, is voordelig vir 'n kind se leer op die lang termyn. Ander tale kan natuurlik ook aangeleer word, maar die beste manier om dit te doen is om dit as 'n vak te leer. So as daar byvoorbeeld 'n nodigheid is om Engels aan te leer dit as 'n vak. Ek dink daar's 'n bietjie verwarring op die oomblik rondom tale aanleer en leer in 'n taal. Ons moet 'n bietjie daai onderskeid tref van wanneer is dit 'n voertaal en wanneer is dit 'n taal wat ons graag wil leer. Ja, dis 'n goeie argument. Die mense wat nou sê, weet hulle studeer nou medies of hulle studeer vir 'n prokureur en ons weet hoeveel van ons mense gaan almal internasionaal en dit gaan 'n Fransman gaan Amerika toe. Ons gaan Frankryk, ons gaan Amerika toe, ons gaan Engeland toe, gaan Australië toe. Nou het jy vir 7 jaar Afrikaans medies geswat en ewe skielik die terminologie
heeltemal iets anders te. Ek weet 'n doktersgraad in Afrikaans so dik ding, nou moet die hele ding oorvertaal Engels toe om iets verder te kan doen. As mense met daai argument kom, wat is 'n balans daar? Die vestiging van konsepte en abstrakte denke in jou moedertaal is die beste as jy dit in daai een taal leer. En dan is die vertaling later is relatief maklik. En ek dink daar's nie etlike nie, daar's letterlik honderde en duisende voorbeelde van mense wat daai professionele sukses behaal het deur in hulle moedertaal te leer, professioneel opgeleid te word en dan internasionaal kompeterend te wees. Wat sê jy is die grootste uitdaging, en ek dink jy sal dalk daarmee kan vereenselwig, wanneer jy spesialiseer in 'n spesifieke vakgebied wat 'n taal aanbetref, maar daar word dalk van jou verwag om jou tesis of jou skripsie in 'n ander taal te doen. Dit kan baie moeilik wees, maar weer eens dit navorsing wys dat wanneer jou een taal waarin jy leer goed gevestig is, dan is die vertaling na ander tale toe relatief maklik. Daar's baie leermateriaal beskikbaar wêreldwyd in al die vakgebiede en die vertalingsgedeelte daarvan is relatief maklik. En as jy jouself met weet jy sê kinders, die uitdaging as jy nou in 'n Engels en Afrikaans huis groot word, en ek het nou dit gesien met familie, jy weet die eerste kind het iets gepraat wat ek nie eens geweet het nie. Dis so 'n vermenging gewees. En wat mense gesê het met regtig op een probeer fokus. Jy weet al sê nou maar die pa is Engels, dat hy ook probeer om met die kind Afrikaans te praat. Maar nou praat die pa Engels en die ma, is dit iets wat baie verwarrend kan wees vir jong kinders? Ek dink 'n veeltalige huisgesin kan baie verrykend wees vir kinders en vir hulle leer. Wat nie moet gebeur nie, is sommige gesinne kies om een taal te praat in huis, of dit nou Afrikaans of Engels of Setswana is. Maar wat jy wel moet doen is om die taal aan 'n persoon te koppel. So as dit ma is wat Afrikaans praat of pa is wat Afrikaans praat, bly by daai koppeling. Want ons het gesien by kinders is maklik vir hulle om verward te raak as die een ouer die heeltyd tale wissel. So hou dit maar by die Sê ook die advies miskien gee dat 'n mens jou sinne in een taal voltooi en nie rondspring tussen die tale in 'n sin nie, want dan raak dit meer vermenging. Ja, definitief. Definitief. En nou sien ek hierdie die UNESCO die betrokkenheid, die Sustainable Development Goals. Wat is hulle betrokkenheid daar? Want dit klink ook 'n bietjie op internasionale vlak. Ja, dis vir my baie interessant wat ek is in 'n ander hoedanigheid is ook betrokke by UNESCO binne die onderwyssektor. En daar het hulle heeltemal ander debatte as hier by ons in plaaslik in Suid-Afrika, want daar gaan dit oor die beskerming van taaldiversiteit in die wêreld. Want die kennisbasisse wat in verskillende tale in die wêreld ontwikkel oor tyd is so ryk en so belangrik vir 'n diverse wêreld. So ja, by UNESCO is moedertaal is absoluut van kardinale belang. Aangesien dit internasionale moedertaaldag is en ons is Afrikaans, al vermeng ons so nou en dan 'n bietjie met 'n geval soos nou met UNESCO waar jy sê hulle kyk oor die algemeen na moedertaal. Is dit net Afrikaans wat so, ek wil amper sê, sukkel en soveel uitdagings het wanneer dit kom by om die taal te behou, of kry jy dalk 'n beter perspektief wanneer jy kyk na ander moedertale ook? Nee, mens kry definitief 'n wyeer perspektief, en ek dink dit is 'n bietjie van 'n troos om te sien dat daar tale wêreldwyd is. Ek het net vanoggend gelees oor 'n taal in Paraguay wat in die politieke kringe word almal gedwing om om Spaans te praat, maar dan ek dink is Guarani is die taal daar wat onder druk was al vir verskeie dekades. En dit is gerusstellend om te weet dat tale wêreldwyd voor verskillende uitdagings te staan kom, maar dat daar wonderlike werk gedoen word om die taal te behou, om dit uit te bou binne die wetenskap, binne die kunste, maar ook binne die publieke lewe. Aangesien ons vanoggend nou so skerts en gesels oor suiwer Afrikaans of wanneer ons tale meng. Skerts. Ek wil weet baie dankie. Ek wil weet, sommige mense is bekommerd wanneer 'n mens byvoorbeeld kyk na iets so suiwer Afrikaans en die taal wat gereeld basies vermeng word met Engelse woorde wat sommer net ingegooi word. Moderne Afrikaans. So sê jy nou. Dink jy Afrikaans is 'n taal wat ooit sal uitsterf en dat mense basies die nuwe manier soos wat Henry nou daarna verwys sal aanvaar en aanneem, en dit is maar hoe dit gepraat gaan word in die toekoms? Ek dink Afrikaans is een van die pragtigste taalstories in die wêreld op die oomblik. Dit is 'n baie robuuste taal. En dit ontwikkel nie net binne een sektor nie. Dit ontwikkel in ons publieke lewe. Mense praat dit aktief. Die kunstefeeste is besig om te floreer. Die literatuur. Ek is nie 'n pessimis nie. Ek dink wel dat Afrikaans bepaalde bedreigings het, veral op die oomblik. Maar ek dink ook dat daar pragtige, positiewe, konstruktiewe inisiatiewe is om dit teen te staan.
En dat ek vir julle slegte nuus, dis hoekom dit baie belangrik is dat ons aanhou Afrikaans praat. Net interessant dat hulle sê elke 14 dae sterf daar taal uit en dat daar die helfte van die oorblywende 7.000 tale sal oorbly aan die einde van hierdie era, hierdie 100 jaar. Kan jy dit nou glo? 14 dae. Dan praat niemand om wie is hy laaste ou. Maar gaan jy net so totsiens. Dan jy laaste woordjie nou klas. So skryf boeke, skryf liedjies, gaan studeer, wees trots Afrikaans vir almal. Baie dankie. Prof, dit was heerlik. Dis 'n plesier. En ons gaan nou draai maak in die kitchen. Nee, en die kombuis vir ons kykers, vir ons luisteraars. Hier is die liedjie Rewrite the Stars. Ons is terug in ons royale oosterse omgewing. Dit ruik heerlik as gevolg van die granaat molasse wat ons by ons hoender gegooi het. En nou moet ons net couscous. Want chef Susan gaan nou vir ons wys hoe maklik dit is om couscous te maak. Ja, so couscous is amper soos 'n deegie wat hulle maak en dan druk hulle dit deur 'n, as ek kan sê, 'n siffie. So mens kry couscous wat verskillende grootte vormpies is. So dan sout is baie belangrik aan geurmiddels. So ek het so knypie komyn en paprika en koriander. Jy kan groente aftrekselpoeier ook gebruik en dan gooi jy net kookwater by. Gewoonlik vir dieselfde hoeveelheid, maar ek kyk om soms so op my oog. Dan roer jy hom met 'n vurk. Selfs hoeveelheid water as couscous, min of meer. Ja, so as jy 'n koppie couscous het jy 'n koppie water en dan sit ek 'n dekseltjie op en dan los ek dit net so vir 10 minute tot hy uitswaal en dan is hy reg. Okay. Dit was maklik. Ja. Goed, ek wil gou wys hoe lyk ons hoender wat ons in ons pan gesit het. Ek gaan dit uithaal. Want ons is nou halfpad deur die gaarmaakproses. So hulle lyk nou so. Ek hou daarvan want dan kan ek bietjie al die sousies opsuig. Dan gooi ek bietjie rooi eie by. Julle sal sien ek het hom nie daai agterse kant nie afgesny nie. Sodat hy hom in 'n wiggie kan vashou. Ja. Want dit lyk baie mooi. En is makliker om te eet ook. So halfpad deur die gaarmaakproses sit jy jou uitjies by en dan kan jy so 'n paar granaatpitte ook bysit. So. Kyk net hierdie kleure. Ek weet, is nie net mooi nie. En dan gooi jy die laaste bietjie van hierdie marinade wat ons nou gemaak het. Kan jy dan nog verder oor jou hoender gooi. So. Sjoe, chef. Sjoe, ek het nie sout by my hoender gegooi nie, want onthou ons het sojasous hier by ons marinade, of by ons sous, so dis baie sout. Okay, so daar sy, ek gaan nou terugsit in die oond vir nog so 7 minute, 10 tot 7 minute. Kom ons werk met ons granaat. Goed. Nou gaan ons leer hoe om hom oop te maak. Ja, my messie. So, wat jy doen is jy sny net die skil aan die